Goeiemôre vriende, hierso so op 'n Saterdagoggend. Dit is vandag die 22ste November 2025. Ek hoop julle het 'n lekker Saterdag wat voor julle lê. Ons hoop ons wen die ure later vandag, né? Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. O Heilige Gees, Vader en Seun, 3 in 1. Ons kom buig ons vanmôre voor U neer, ons kom vra vir U om vir ons asseblief U goddelike wysheid, insig, takt, fyn aanvoeling te gee wat ons so ongelooflik nodig het in hierdie wêreld waarin ons lewe. Dankie dat ons altyd kan opkyk na U vir enige raad en bystand. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons gaan dan aan in Filippense 2, ons is hierso by vers 12. Nou, ons weet in hierdie tyd, vriende, dat Filippense is een van die briewe wat Paulus in die tronk geskryf het. Hy het inderdaad 13 briewe geskrywe, vriende, in die Nuwe Testament, waarvan Efesiërs, Kolossense, Filemon en Galasiërs natuurlik die 4 gevangenskapsbriewe is toe hy in gevangenskap was. So 61 na Christus geskrywe. Filippi was ook die eerste gemeente op Europese bodem gewees, dit moet ons ook onthou. Ons het vir mekaar gesê dat die mense in Filippi was meestal afgetrede soldate gewees en dat hulle inderdaad 'n tweerlei doel gedien het. Die een was om vir hulle erkenning te gee vir wat hulle doen, die tweede een was inderdaad dat hulle kon help verdedig indien iemand anders hulle aanval, né? En dan sien ons die meeste van hierdie gemeentetjie was Romeine gewees wat tot bekering gekom het, blootgestel aan 'n klomp godsdienste, afgodedienste. Hulle kom tot bekering, liewe vriende, hulle is die nuwe kinders van die Here hier in hierdie gemeentetjie en daarom sien ons praat Paulus op hierdie stadium net lekker met hulle, gesels hy met hulle en sê hy vir hulle ook nommer 1 dat hy baie van hulle hou en baie bly is oor hulle, né? As ons nou lees hierso in vers 3 van hoofstuk 1 sê hy, ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, né? So nou kom hy hierso, nou kom praat hy met hierdie gemeente. Dit is so lekker, vriende, wanneer jy na Paulus luister, né? Hy chat met die mense, né? Hy chat met die mense, hy sit in die tronk, hy skryf hierdie briefie van hulle, hy het heel moontlik gehoor, het gaan goed aan met hulle, hy is baie dankbaar, is die eerste gemeente wat op Europese bodem gestig is, en hy gesels met hy sê vir hulle, my geliefdes, die mense wie jy baie lief is, né? Hoe sê hy? Ek het vir julle baie lief. Nou, dit is al amazing as jy so by die mense praat. Ek is vir julle lief. Ek wil gou vir julle ietsie deel. Ek wil gou vir julle ietsie kom sê. My geliefdes, hoorie soos kom sê hy, hoorie man, ek wil net vir julle sê, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Toe ek by julle was, bietjie by julle gekuier het, die een ding wat my opgeval het van julle as gemeentetjie hierso in Filippi, was julle was altyd gehoorsaam. En nou kom sê hy die volgende, hy sê, des te meer moet julle gehoorsaam wees, nou dat ek nie daar is nie, so ek was daar by julle, ek het julle om so bietjie en op die pad gehou, ek is nie nou daar nie, maar juist nou omdat ek nie daar is nie, moenie verslap nie, bly op die pad, wees gehoorsaam, né? En dan sê hy, julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe. Nou dit kom sê Paulus, hoor hierso, hy sê met eerbied en ontzag, vir wie moet die eerbied wees, vir wie moet die ontzag wees? Die eerbied en ontzag moet wees vir God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Die eerbied en ontzag moet wees vir die evangelie wat Paulus kom verkondig het, hulle die koninkryk van God wat gekom het, naamlik Jesus Christus as die gekruisigde, ook as die persoon wat almal verlos het van hulle sonde, die opgestane Christus wat opgevaar het na die hemel en weer kom. Julle moet uit eerbied en ontzag moet julle toelê, julle die gemeentetjie hier in Filippi, om as verloste mense te lewe. Onthou, mense wat verlos is, lewe as kinders van die Here. As verloste mense lewe julle soos Jesus gelewe het. Julle vat hom as 'n voorbeeld. Julle skoei julle lewe op Jesus se voorbeeld en julle lewe met ontzag en met eerbied teenoor God. Lewe julle as verloste mense. En dan is dit interessant wat hy sê. Hy sê asof hy kan, dis Engels sê pre-empt wat kan gebeur en hom sê. Want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak. So God, liewe vriende, is mos nou binne in hierdie mense, deur sy Gees is hy daar, en hy kom maak hulle gewillig en bekwaam om sy wil uit te voer.
Hoe kry jy dit reg? Deurdat jy by God is. Deurdat jy 'n lewende verhouding met God, in 'n lewende verhouding met God staan. Deurdat jy in die voetspore van Jesus volg. Deurdat jy toelaat dat die Heilige Gees deur jou werk. Dit is hoe jy met eerbied en ontzag jou daarop toelê om as verloste mense te lewe. As met eerbied en ontzag jy daarop toelê om as verloste mense te lewe, kom sê Paulus, kom sê vir julle in Romeine 12 wat julle moet doen. Julle moet julle gee as lewende en heilige offers, wat vir God aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Kom sê Paulus in Romeine 12. Hy kom sê, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word, hy kom sê in Romeine 12. Laat God julle verander. Laat God julle gedagtes verander, sodat julle kan onderskei wat sy wil is, wat vir hom goed aanneemlik en volmaak is. En nou kom sê hy hierso. Want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Vriende, wanneer jy ingeplak is by God, wanneer ons 'n lewende verhouding het met God, wanneer ons oorgee aan God, wanneer ons dit doen, liewe vriende, moet ons toelaat dat God deur sy Gees ons gedagtes vernuwe en verander, sodat ons kan weet om sy wil uit te voer. Maar dit beteken dat ek en jy in 'n lewende verhouding met God moet staan. En ek het hierdie afgelope week maar net weer besef hoe slap ek is, vriende. Ek deel dit nou met julle. Ek behoort ons by die Here uit te kom, soos ons almal by die Here uit te kom, tyd vir hom te gee. 'n Dagstukkie is nie dat ek tyd vir hom gee nie. Dit is iets anders wat ek doen. Om 'n preek te maak is nie tyd wat ek vir hom gee nie. Dit is iets anders wat ek doen. Om elke dag met God te connect. Dit beteken jy moet 'n prioriteit daarin stel, want dit is hoe dit op die ou en nou maak dat ek en jy met eerbied en ontzag ons toelê om ons verloste mense te lewe, liewe vriende, en wat maak dat ek en jy gewillig en bekwaam is, omdat ons toelaat dat die Heilige Gees deur ons werk. Kom ek bely dit nou maar weer, ek sukkel daarmee. Maar ek kan nou nie aanhou sukkel daarmee nie, vriende. Ek moet begin om 'n besluit te neem, ek as Rian. Ek moet sê, Rian, is jou verhouding met God, dit beteken, liewe vriende, om die Bybel te lees. Kom ons sê dit maar soos dit is, né? Lees die Bybel. Deur die woord van God gebruik, die Heilige Gees gebruik die woord van God om ons te verander, om ons denke te vernuwe, sodat ons kan onderskei wat God se wil is, wat van goed aanneemlik en volmaak is. Wanneer ons die Bybel lees, wanneer ons God se woord na kyk, wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees deur ons werk, dan begin dit inderdaad gebeur, liewe vriende, dat ons agterkom dat dit God deur sy Gees is wat ons gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Kom ons agter dat God deur sy Gees begin werk, sodat ek en jy op die ou en as ons kyk, dan hang die vrugte van die Gees daar, Galasiërs 5:22, wat Paulus ons opwys. Kom ons het hierdie lewende verhouding met God, want dit is waar die eerbied en ons sag uitkom, wat ons help om ons verloste mense te lewe. Sommige net so 'n paar gedagtes. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.